kettinglengte. Die onafhanklike veranderlike is die ding wat jy verander, so jy maak hom korter van A tot D. En dan wat is die afhanklike veranderlike? Hy is die ding wat jy meet, dit is die kookpunt. Ok, nou vra hulle vir jou, definieer die term dampdruk. Reinhard? Dampdruk. Dit is die druk wat 'n damp uitoefen wat in ewewig is met sy vloeistof by energieisoleerde stelsels. Okay, dankie. Dan vra hulle vir jou 6.2. Skryf, okay, so 6.1 was die definisie wat jy moet gaan leer. 6.2 vra hulle vir jou, skryf die onafhanklike veranderlike van hierdie ondersoek neer. Ek het net gesê, onafhanklike is die ding wat jy verander. Dit is die ding wat onder op die grafiek kom. En dit is die nie die gekondenseerde struktuurformule nie, die kettinglengte. Ok, nou ek het nou vir jou gesê, of nie nou nie, eergister die dag vooruit ergens, ek het jou gesê, kettinglengte is nie eintlik die mooi woord nie. Hulle het dit nou hier vir ons gegee, kettinglengte, so hulle sal dit aanvaar as deel van die memo. Maar jy wil eintlik sê hoof kettinglengte, of jy wil sê die kontakoppervlakte. Kontakoppervlakte is die beter woord, en wat jy ook kon gesê het is die molare massa. Hoe swaar is hierdie ding, of dinge? Kettinglengte is beter as molare massa. Ek verkies ook, ek het groot geword met kettinglengte, so dit maak vir my sin, maar dis so, hulle het 1 jaar het glad nie gevat nie. Ek sê net altyd kontakoppervlakte. Dit Ek sê een van die memos nie graag waar ek gewerk het, sê kettinglengte, maar nie kontakoppervlakte. Ja, dit is, hoe oud is hy vraag wat jy gedoen het? Ek weet nie, ek is al... Dit is so die afgelope 3 jaar aan hulle weg van Ek het al 'n vraestel wat ek gestuur het, dat ek gesê die memo verkeerd was. Ek het nog vrae gekry wat... Ja, maar dan se 10 in Junie vraestel, of dit is 'n provinsiale vraestel wat baie... Dit is nie vraestel wat mense geskryf het nie, want daar was... soos hulle sê, die algemene formule vir aldehied was iets anders as wat ons moet. Ja. Maar, ja, ek moet seker nie dit vir julle sê nie, maar laas jaar se matriekvraestel in die Vrystaat was baie foute gewees. Baie. Nie eindeksamen nie, soos Maart, Junie, September en. Nou sê sal ek dit as ek die fout sien vir julle sê, soos moenie dit antwoord nie, doen daai wat ek al. Nee, maar wat as daar dit verkeerd is en dan haal hulle het laas jaar soos 13 punte uit die vraestel uitgehaal, maar na die tyd. Vir so dan stres die kinders gedurende die vraestel, so hulle kry nie 'n antwoord nie en dan na dit sê hulle okay, kom ons laat dit nie tel nie. So ja, ek hoop hierdie jaar gaan beter. Okay. Goed. Noem met rede watter een A, B, C of D van hierdie verbindings het die hoogste dampdruk. Ricardo is jy al by, kan ek jou 'n vraag vra? Wat sê jy? Jy is 100% as jy sê D. Noem met rede. So wat is jou rede? Okay. Nie minder nie. Nee, swakker. Mooi kyk nou daai bewoording daar. Okay, so hierdie vraag tel 2 punte. Okay, so as dit 4 punte getel het of 3 punte, dan sê jy nou 'n bietjie deur daai patroontjie van ons gegaan het, maar hy het net 2 punte. So dis is 'n rede dan. So jy kon of gesê het daarso, hy het die laagste kookpunt, want dit so jy dit vinnig gesien het, of jy kon gesê het hy het die swakste intermolekulêre kragte en onthou moenie afkort in 'n vraestel nie. Maar omdat hy net 2 punte tel, kon jy self die kruks van die saak gesê het. Okay. Dan 6.4.1 sê hulle vir jou. Verbinding A word nou met pentaan vergelyk. Okay, kom ons gaan gou na verbinding A toe. Wat is verbinding A? Hy het 1, 2, 3, 4, 5 koolstowwe. So hierdie ene is pentaan 1-ol. En hulle sê jy moet hom vergelyk met pentaan. Okay. So wat is die verskil daar? Nou hierso wil ek eintlik baie sterk redeneer. Dit is 'n onregverdige vergelyking. Gaan ek vir julle sê hoekom ek sê dit so? Want as jy kyk na pentanol, lyk hy mos nou so met die OH en pentaan lyk net so. En as gevolg van nou suurstof is hierdie se molêre massa 16 meer as pentaan se. So sy molêre massa verskil
en sy intermolekulêre kragte verskil. So is nie 'n baie regverdige vergelyking nie. As tot sê nou maar hulle intermolekulêre kragte verskil, dan kan hulle molêre massa verskil wat ek al gesê het in vraestelle tot en met 2. Ja. Okay, gram per mol. Maar hierdie een is bietjie uit, maar ek sien hulle sê jy moet hom vergelyk, so dan gaan jy maar met die obvious ding wat hulle hier probeer vergelyk en dit is waterstofbindings met Londonkragte. Dit is hulle kettinglengte nie dieselfde nie en daarom kan jy Ja, maar sien dis hoekom kettinglengte nie 'n ware antwoord is nie want kettinglengte Maar ons nou eintlik- as massa. Want hulle lengte is dieselfde maar die massa is nie. Dit was maar die oppervlak. Ek hoor wat jy sê. Okay, goed. Anyway, so hulle vra daar vir jou, wat is die vraag wees? Hulle sê, is die kookpunt van A, hierdie is mos nou A, is die kookpunt van A hoër as, laer as of gelyk aan pentaan en sy kookpunt gaan natuurlik wees hoër as. Want, hoekom? En dis die volgende vraag verwys na tipe intermolekulêre kragte om die antwoord op vraag 6.4.1 te verduidelik. En hier sien jy is daar 4 punte, so dis daar 4 bullet points. So jy gaan sê eers jou obvious verskil. Jy gaan sê A het of bevat 1 plek vir waterstofbinding intermolekulêre kragte en pentaan het slegs Londen kragte. Hier sal jy nou sien, ek gaan nie weer sê Londen intermolekulêre kragte nie, want die kragte verwys na die intermolekulêre kragte. Okay, so daar is jou eerste punt. Ek dink tegnies het hulle 2 punte vir hom gegee. Ja. En dan gaan jy sê, A het dus sterker intermolekulêre kragte as pentaan. Dus word meer energie benodig om intermolekulêre kragte tussen molekules van A te oorkom. Okay, nou kan jy sê vir die 4de bullet point, daarom het A 'n hoër kookpunt, maar jy het eintlik in die vorige al gesê. Okay, so waarvoor gaan jy 4 punte hier? Jou 4 punte gaan, wat is intermolekulêre kragte het A, eerste punt, watter intermolekulêre kragte het B, tweede punt. Sterker kragte, meer energie. Okay, want jou 4de bullet point het jy eintlik al by die vorige vraag beantwoord. Okay. En dan vra hulle vir jou vir die laaste vraag, skryf die algemene gevolgtrekking neer wat gemaak kan word oor die kookpunte van A, B, C en D. So die algemene gevolgtrekking wat ons gaan maak, is ek sê van A tot B neem die kettinglengte of die kontakoppervlakte af, né? Daarom het dit swakker intermolekulêre kragte, soos wat gaan van A na D. Daarom ook binne die intermolekulêre kragte en kom van A tot D. Daarom gaan die kookpunt af. Dis nie vir 2 punte sê, kettinglengte is direk evenredig aan kookpunt. Yes. Okay, so nie yes nie. Yes en no. So, jy kan die hele ding beskryf. Okay? Jy kan die hele ding beskryf, tel net 2 punte, maar as jy dit so sê, dan gaan jy 2 punte kry. Okay? Die veiligheid, want waarvoor gaan jy 2 punte kry? 2 punte kom. Is jy kan nie net sê soos wat jy afgaan nie. Jy kan nie net sê tussen A en D nie. Jy moet sê van A tot D. As jy net sê tussen A en D, dan vergelyk jy net hierdie 2. En dan vra jy moet al 4 met mekaar vergelyk. Jy moet sê van A tot D. Okay? En dan, hulle vra vir jou vir 'n gevolgtrekking. Die gevolgtrekking wat eintlik kan maak is, soos wat die kettinglengte afneem, neem die kookpunt ook af. Nee? En nou het hy gesê, hulle is direk evenredig aan mekaar.
Maar direk evenredig, omgekeerd evenredig. Daai bewoording mag jy slegs gebruik as daar formule is wat daarmee saamgaan. Ons kyk nergens op die formule bladsy 'n formule wat sê die kettinglengte kooppunt. Sê kan nie dit gebruik. My kripnis is saam. Jy mag dit sê nie. Jy mag sê soos wat die kettinglengte afneem, neem die kooppunt af of soos wat die kettinglengte toeneem, neem die kooppunt toe. Jy kan nie sê dis direk evenredig. Maar ons die formule waarom staan. Ciao. En dan maar is dit. Okay, dan moet jy meer wat hier gaan. Okay, moet jy 'n link op die groep sit. Ja, ek baie graag dat ek 'n paar vrae het. Laai, maar jy het boekies ook met ou vrae stel. Maar as jy nie antwoord nie. Dis waar. As jy met die antwoorde vir ons kan stuur dan sal ons kan. Ja, jy moet een vir een na daai ou vrae stelle toe gaan om meer members te kry. Ek het nog nie members nie. En hulle het nog nie eers die fisika multiple choice opgelaai nie. Who knows? Anyway, okay. Reinhard, wat was jou vraag gewees? Ek het sommer die vraag hierso wat jy kan sien. So jy sien, ek wil net ook weet want daai eerste een, want wat is dit nie konstante snelheid as dit dan anders kan wees? Nee, dit is te doen met Newton se wette. Ja. Okay. So hulle gee vir jou daar 'n huispak. Okay, met 'n voorwerp M en spanning T en hulle sê konstante snelheid, nee, voorwerp met 'n massa AM, ons vandag huis was binne wat dan las dit ou, die huispak beweeg in 'n konstante snelheid, die grootte van die versnelling as gevolg van gravitasiekrag is G. Watter een van die volgende stellings betreffende die spanning in die tou is korrek? Okay, so die kragte wat op daai voorwerp inwerk is gravitasiekrag na die middelpunt van die aarde en spanning op. Dis soos daai skaal in die huispak tipe krag skaal en dan sê dit nou net normaal krag en gravitasiekrag. Okay. Goed. So, as hulle sê konstante snelheid, beteken dit is Newton se eerste wet. Wat beteken die versnelling is 0, want konstante snelheid sê geen versnelling nie. So dis F net is gelyk aan 0. Nee? So dan is T, as jy maak kies op as positief, T minus Fg is gelyk aan 0. So T is gelyk aan Fg, so T is gelyk aan M maal G. Nou, ek eers kyk na die antwoorde. Ja, dan is dit A. Ja, gelyk aan Mg minder as groter as of kan nie bepaal word. Ja, A. Ja, so as hulle vir jou gesê het, hierdie ding is besig om op te versnel. Nee, gaan nie besig om op te gaan. Dan is dit F net is gelyk aan M maal A, T minus Fg is gelyk aan MA, en dan T is gelyk aan MA plus Fg. Wat is Fg? Dan sit MA plus M maal met G. Dan kort as die versnelling. Dan is die versnelling, ja. Okay, so as hy versnel, dan... Maar of jy kan net sê, dan gaan T groter wees as Mg. Ja, groter. Okay. Ciao. Okay, ek sien hulle bel my nou woes om uit te vind waar